Ons vier seker vandag nie een van die nie. Ek moet regtig vanoggend leer om nie hierdie kant toe te beweeg nie. So ek weet hierdie hele setup krap dalk 'n paar mense, veral die perfeksioniste om, want ek staan nie in die middel nie. Gewoonlik sou ek hier gestaan het, maar kan julle sien? Ek wil nie sê dit is die probleem nie, want die kruis is nie 'n probleem nie. Ek sou die probleem wees as ek agter hom staan, okay? Maar ons het Vrydag aand so 'n belewenis gehad in die teenwoordigheid van God en in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dat ons het die kruis hier opgedra en toe sê ons mekaar, dis maar okay, as die kruis center stage vat, en ek een kant toe beweeg. Ek dink ons moes dit dalk net beter deurgedink het en my aan daai kant gesit het, dan kon ek ook hierdie kant toe beweeg, maar nou gaan ek moet leer om hierdie kant toe te kom. Amen. Maar ons vier vanoggend die belangrikste dag in ons as liggaam van Christus. Hierdie dag is so belangrik, dat tot ander gelowige, of mense wat nie glo nie, dra tot kennis van hierdie dag. Ander gelowiges, weet dat ons vier Jesus Christus se opstanding, want ons glo dat hy uit die dood uit opgestaan het, amen? En wie van julle is hier wat vanoggend saam met my kan sê, ek glo Jesus het uit die dood uit opgestaan? Amen? En ek wil vanoggend hê, ons moet gaan van die punt af, waar ons nie net kennis dra van sy opstanding nie, dat ons nie net weet dit is in die Bybel geskryf, of dat dit het dalk gebeur nie, ons wil nie net kennis hê nie, ag, kyk nou net hoe oulik, dankie, Julle kan maar van my hande klap gee, gaan net nog 'n slukkie vat, Ek wil nie hê, ons moet net kennis dra van sy opstanding vanoggend nie. Ek wil hê ons moet dit beleef. Ons moet dit begin leef. Ons moet dit begin deel maak van ons lewens en dit moet ons lewens oorneem dat hy het opgestaan. Ja, hy het gehang aan die kruis. En ja, hy het dood gegaan. En ja, hy het in die graf gelê. Maar ja, hy het ook opgestaan. Amen. Ek wil graag hierdie teksgedeelte vir ons lees en dis waaroor ek met julle gaan praat vandag. Dis Lukas 24 vers 1 tot 7. Ag, en dit sal nou daar op die bord kom. Ek dink die rekenaar moet ook nog net uit die dood uit opgewek word. Ek sê vir julle wonderwerke vanoggend. Wag en kyk. Julle kan saam so intoe blaai, Lukas 24 vers 1 tot 7. Ek gaan net wag tot die blaai bietjie minder raak. Klink vir my goed. Dit sê teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was en toe hulle ingaan het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor, maar skielik was daar twee mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en hulle gesigte na die grond toe gedraai. En die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. En ons is vandag by daai derde dag waar hy opgestaan het. Ons is hier vandag want hy het opgestaan en die kerk van God kon gegroei het tot die grootste geloof op die aarde op hierdie oomblik as gevolg van die dag toe hy opgestaan het. Maar ek wil vandag met julle hieroor praat. Hierdie eenvoudige paar woorde wat die engele vir die vrouens vra, waarom soek julle die lewende by die dooies? Waarom soek julle die lewende by die dooies? Sien, die vrouens was verward. Hulle was de mekaar gewees. Hulle was bietjie onkant gevang. Ken julle daai gevoel?
Daai gevoel van, o, jene, wat gaan nou aan? Hulle kom by die graf aan. Hulle sê, maar die klip is weggerol, nommer 1. Wat nie kan gebeur nie, maar dit is 'n groot klip gewees. En dan kom hulle in die graf en dan sê hulle, maar die Here, ons Here, is 'n liggaam wat hier gelê het, is skielik net nie meer hier nie. Hy's weg. Hy's verward. En sien, baie keer kom ons in ons geloof en in ons kom in ons geestelike lewe en ons raak ook verward met wat om ons aangaan. Want sien, die dag toe ek my hart en lewe vir die Here gegee het, dan het die mense ons vir ons gesê, skielik gaan alles net great gaan. Alles gaan in plek val. Jou bankbalans gaan soveel nulle in hê, soos verse in Psalm 119. En alles gaan net vir jou uitwerk. En dan, surprise, dinge doen nie. En dit is nie soos wat almal beloof het nie, of is nie soos wat ek gedink het gaan wees nie. En dan raak ek verward. Maar hoekom het die vrouens verward geraak? Julle kan saam preek, asseblief. Hoekom sou julle sê die vrouens verward geraak? Wat het die engele net bietjie verder vir hulle gesê? Hulle sê vir die vrouens, onthou wat het hy vir julle gesê toe hy in Galilea was. Onthou wat het hy vir jou gesê. Ek en jy raak verward, want ons onthou nie wat God vir ons gesê het nie. Hulle het verward geraak, want hulle het daar ingestap, en hulle het gedink, as ons nou hier instap, gaan ons sy lyk kry. Dis net wat sin maak. Kan ek vanoggend vir julle sê, dat as jy gaan aanhou wag vir dinge om sin te maak, gaan jy baie lank wag. As jy gaan aanhou wag, dat jou finansiële omstandighede sin maak, gaan jy baie lank wag. As jy gaan aanhou wag tot elke verhouding in jou lewe sin maak, gaan jy baie lank wag, want dinge gaan nie sin maak nie. As dinge sin gemaak het, dan was dit nie nodig vir ons gewees om te glo nie. As alles net in plek geval het, alles was net oké, dan het ek nie nodig gehad om by die kruis uit te kom nie, want dinge is mos net fyn. Maar dinge gaan nie sin maak nie, daarom moet ons onthou wat hy gesê het. Ons sien hoeveel keer in die Nuwe Testament sê Jesus wat gaan gebeur vir sy disippels en vir die mense wat hom volg. Matteus 16:21 sê, van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners en doodgemaak en op die 3de dag opgewek moet word. Hy het dit vir hulle gesê voordat hy gekruisig was. Matteus 17:22-23 sê, toe hulle in Galilea by mekaar kom, sê Jesus vir hulle, die seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense, hulle sal hom doodmaak, maar op die 3de dag sal hy opgewerk word, en hulle het baie bedroefd geword. Hy het hulle gesê. Verder aan, Matteus 20 vers 17-19, Jesus het opgegaan na Jerusalem. Onderweg het hy die 12 disippels op sy geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die leierpriesters en die skrifkenners. Hulle sal hom ter dood veroordeel, hulle sal hom aan die heidene oorlewer en hom te bespot, te gesel en te kruisig, maar op die 3de dag sal hy opgewek word. Jesus het oor en oor vir hulle gesê, dis wat gaan gebeur, ek gaan oorgelewer word, ek gaan gekruisig word, ek gaan doodgaan, maar ek gaan ook opstaan. En wragtig kom hulle in die graf en hulle is verward. Maar waar is hy nou? Wie het hom gevat? Ons sien hoe hulle rond hardloop, die disippels hardloop. Ek dink is tot Johannes wat verduidelik, dat het halve resies was om te kyk, wie kon eerste by die graf uitkom, net om te bevestig, hy is nie daar nie. Ons sien dit in hulle ander optrede ook. En ek wil hê jy met jou vanoggend jouself net, sit jouself net in die disippels se skoene. Maak asof jy ook daar was. Hulle sit in die vertrek, deure gesluit, want hulle is bang.
Sê vir mekaar, het julle gesien wat het hulle aan hom gedoen? Wat gaan hulle doen as hulle uitvind, ons het hom gevolg? Ons het hom geglo. En die omstandighede maak dat hulle vergeet het wat hy oor en oor vir hulle gesê het. En ek en jy doen dit ook. Ons vergeet soms dat hy het opgestaan. Ons vergeet dat hy vir ons gesê het, hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei. Ons vergeet dat hy gesê het, dat dieselfde gees wat hom uit die dood uit opgewek het, in my en jou leef. Ons vergeet al hierdie goed wat hy vir ons gesê het. En dan wat ons doen, ons gaan soek lewe op dooie plekke. As die mense onthou het, as daai vrouens onthou het, dat Jesus het gesê, op die 3de dag gaan ek opstaan. As hulle daai geloof maar net binne in hulle gehad het, en daai wete, dat wat hy sê die waarheid is, sou hulle hom nie by die graf gaan soek het in die eerste plek nie. Maar ek en jy vergeet ook, wat hy gesê het. Sien, want in hulle harte, het hulle nog nie besef, wat hy gesê het nie. Hulle het nie besef, wat hy bedoel het, toe hy gesê het, maar op die 3de dag, gaan hy opstaan nie. Hulle het nie besef, wat dit vir hulle sou beteken nie. En dis die rede, hoekom ek en jy dit ook vergeet. Want ons besef nie, wat dit beteken, dat hy opgestaan het nie. Hy het opgestaan, om elkeen van ons vry te koop. Hy het opgestaan, sodat ons lewe en lewe in oorvloed in hom kan hê. Hy het hemel toe gegaan, sodat die Heilige Gees gestuur kan word, sodat hy in ons kan woon. Maar ons besef dit nie. En omdat ons dit nie besef nie, vergeet ons dit. En omdat ons dit vergeet, gaan soek ons lewe op dooie plekke. Sien, hulle het by die graf aangekom en verwag, daar gaan net 'n lijk wees. En ek wil vanoggend, wil ek hierdie boodskap by julle huis toe bring, en ek gaan nie baie lank preek nie, want ek glo, die Here gaan wil mense vanoggend uit dooie plekke uithaal, en op lewende plekke sit, amen? Ek wil vanoggend vir jou sê, hou op om lewe te soek op dooie plekke. Hou op om die lewende een by die dooies te soek. Hoor wat sê, ek gaan dit net weer vir ons lees. Lukas 24 vers 5. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai, en die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Jesus het nie dood gegaan om dood te gaan nie. Besef julle dit? Hy het nie dood gegaan net sodat hy kan dood wees nie. Hy het dood gegaan sodat hy weer kan opstaan, sodat hy ons kan vrykoop, sodat hy dood kan oorwin. Want hier, ek like dit om dinge vir my so eenvoudig as moontlik te maak. As hy nie uit die dood uit opgestaan het nie, was die dood nooit oorwin nie. Amen. Verstaan julle daai? Dis hoekom ek sê, hy het nie dood gegaan net om dood te gaan nie. Dit was van die begin af die plan dat hy sou doodgaan en opstaan. Hy het dit oor en oor vir sy disippels gesê, want dit is hoe hy die dood sou oorwin. Hy het dood gegaan om op te staan. Sien, as hy net dood gegaan het en dood gebly het, sou ons sondes maar net eenmaal vergewe gewees het. Hy sou net weet die eenvoudige lam gewees het, wat vir daai jaar gesterf het, en die volgende jaar sou hulle weer iemand anders te moes kry, of weer 'n lam gebruik, as hy nie opgestaan het nie. Maar die feit dat hy opgestaan het, het vir ons gewys, dat nie net het hy die prys ten volle betaal nie, maar hy het die dood oorwin ook, so die dood het nie meer 'n houvas nie. Kan ek net so vinnig, weet julle hoekom die dood 'n houvas op ons gehad het? As gevolg van die sonde, reg van die begin af, Adam en Eva, kan ek net vir julle sê, ek dink nie hulle gaan baie populêr wees eendag as ons almal hemel toe gaan nie. Ek dink hulle kan bly wees, ons almal gaan met nuutgemaakte liggame en ingesteldhede soontoe.
Anders was daar woordewisseling gewees. Maar as gevolg van ons sonde natuur, as gevolg van die feit dat daar sonde in ons lewens is, en was, en gaan seker wees, as gevolg van dit, het sonde en die dood 'n houvas op ons lewe gehad. Daarom moes hy doodgaan, sodat hy gelyk aan ons kan wees, gelyk aan die dood, en daarom moes hy opstaan, sodat hy die dood kon oorwin. Amen? Verstaan julle dat hy moes doodgaan, en hy moes opstaan? As hy nie opgestaan het nie, sou ons maar net een keer vrygekoop word van die dood. Maar omdat hy opgestaan het, is dit 'n voortdurende reiniging. Is dit 'n voortdurende vrykoop. Net soos die vrouens vergeet het, dat Jesus gesê het, hy gaan opstaan. Net so vergeet ons ook, dat die dag toe ons hom aangeneem het, het elkeen van ons ook weer opgestaan uit daai dood uit. Besef julle wat dit beteken? Die dag toe jy Jesus aanvaar het, die dag toe jy sê, Here, ek kan nie meer op my eie nie, ek het U nodig, was die dag wat jy opgestaan het, en net soos wat Jesus die dood oorwin het, net so het jy, deur Jesus Christus, deur sy Gees wat jou ook opgewek het, ook die dood oorwin. Nie om vir ewig te lewe nie, maar om die ewige lewe te hê. Amen? Nie sodat ons vir altyd hier op aarde kan bly nie, maar sodat ons nie vir altyd van hom af weggehou word nie. Sien, ons vergeet dat ons ook uit die dode uit opgestaan het. Dat die Here ons uit die dode uit uitgehaal het. En weet jy wat gebeur dan? Ek en jy gaan soek lewe op dooie plekke. En jy kan vir jouself uitmaak wat dit is vanoggend. Ek gaan 'n paar ligte voorbeelde gee, en jy kan dit self in jou gedagtes vat tot daar waar die Here jou lei om dit te vat. Maar soms gaan soek ons lewe in die wêreldse plekke. En ons gaan soek lewe tussen vriende en verhoudinge wat die Here nie vir ons bestem het nie. En ons gaan soek lewe op die TV, want as ek tog net iets kan kyk en my gedagtes net afskakel. Ons gaan soek lewe in die kroeg. En ons gaan soek lewe tussen sondige mense. Ons kan nie aanhou om lewe te gaan soek tussen die dooies nie, want ons gaan dit nie daar kry nie. Daar is nie lewe tussen die dooies nie. Nou, moet nou nie asseblief na jou sondige vriende toe gaan en vir hulle sê, Pastoor Jacques het gesê, ek moet nie met jou meng nie, want jy's 'n dooie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ek kan nie aanhou om myself besig te hou met gedrag wat lei na die dood toe en verwag dat ek gaan lewe kry daardeur nie. Die vrouens het gedink as hulle na die graf toe hardloop gaan hulle hom daar kry, maar wat hulle nie besef het nie, is hy het opgestaan. Ek en jy hardloop na 'n klomp ander grafte toe en dink, daardeur gaan ek net 'n ietsie kry, daardeur gaan ek net 'n bietjie lewe kry, ek gaan net 'n bietjie kan afskakel en rustig wees en relax, die lewe is moeilik. Nee, jy gaan nie lewe daar kry nie. Wat ook al jy daar kry is in elk geval net tydelik. Wanneer ek besef dat Jesus het in my opgestaan, besef ek dat ek kan nie meer lewe op daai plekke kry nie. Vleeslike vervulling, sondige gewoontes. En dan, so gisteraand, of gistermiddag iewers toe gaan ek weer deur my preek en die Here las 'n derde dingetjie hierby. En dis net sommer so side note nou, julle kan 'n sterretjie daar maak. Dis net vir iemand, ek gaan ook nie opkyk as ek dit lees nie. Maar ligsinnige praatjies, sorry ek het gesê ek gaan nie opkyk nie. Ligsinnige praatjies, ons gaan ook nie lewe daar kry nie. Efesiërs 5 vers 3 tot 4 sê, maar soos dit heiliges betaam, moet daar onder julle
van onsedelikheid en allerlei onreinheid en gierigheid geen sprake wees nie. En dan vers 4 sê, ook nie skandelike en dwaase of lawwe praatjies, wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. Moenie jouself ophou met ligsinnige gesprekke nie. Hulle praat altyd van daai, is oom Jannie nie, hy is nie hier nie. Oom Jannie praat altyd van daai een groot toon, wat die duiwel inkry, in die deur. Nou ek wil vir jou sê, ligsinnige praatjies is daai een groot toon, wat die duiwel daarin kry. Ag, wanneer die Here jou kan kry om 'n grappie daaroor te maak, dan sit mos nou skielik nie meer so ergie. Ek het party ouens wat kom getuig, al gesien, en julle ken ook seker die storie van die pastoor wat die een ou gestop het en gesê het, broer, is jy besig om te getuig of om te brag? Want ons het so lang stories van hoeveel bottels en hoeveel pakkies en hoeveel dit en hoeveel dat en al hierdie dinge en al hierdie dinge en al hierdie dinge en al hierdie ligsinnige praatjies hou ons besig en dit maak dat dit skielik nie meer so ernstig nie en ja, ou kan tog 'n bietjie lewe daar kry op 'n Saterdag aand. Nee. Daar is nie lewe nie. As jy niks mooi het om te sê nie, dis die algemene, is bly dan stil. Maar Efesiërs sê, as jy niks mooi het om te sê nie, wees dankbaar. Sê vir die Here dankie. As jy agterkom jou gesprekke gaan in 'n rigting wat ligsinnig raak en sommer net lawwe praatjies raak, begin praat oor dankbaarheid. Want hier's die amazing ding, een van twee dinge gebeur. Of jy praat met daai ou se gees en hy begin saam met jou dankbaar wees. En prys die Here, want dan wen jy iemand en jy lei hom na die Here toe. Of die tweede ding gebeur en dis ook okay, is hulle raak so ongemaklik hulle loop. Dis wat gebeur. En dan raak ek ontslaaf van hierdie ligsinnigheid in my lewe en ek dink is tyd dat ons weer ernstige en dankbare gesprekke met mekaar sal hê. Amen. Ons moet besef dat Jesus het gekom en opgestaan. Ons moet besef dat Jesus leef. Ons moet besef dat hy aan die regterhand van God sit en dat daar nie meer ruimte in my lewe is vir dooie gesprekke nie. Daar's nie meer ruimte in my lewe vir dooie gewoontes nie. As gevolg van die kruis, as gevolg van sy liggaam en sy bloed, is daar nie meer ruimte vir daai sondige gewoontes in my lewe nie. As ek aanhou plek maak vir daai goed in my lewe, is ek besig om lewe te soek op dooie plekke. Dis dooie gewoontes, dis dooie maniere, dis dooie gedagtes, dis dooie optrede. Ek gaan nie lewe daarin kry nie. Onthou wat God jou geleer het. Ek hou daarvan om dinge vir myself makliker te maak, sodat ek dit verstaan. En ek sê dit eenvoudig nie om mense uit te haal en uit te wys en ek is in elk geval hopeloos te min op sosiale media en Facebook en daai dinge om enigiets te weet wat in julle lewe aangaan. Ek het nie 'n idee nie. Maar ek kan nie aanhou leef soos iemand wat uit die wêreld uitkom nie. As ek werklik besef het dat hy aan die kruis gesterf het, as ek werklik besef het dat hy opgestaan het, kan ek nie aanhou om so te leef nie. Ek kan dit nie bekostig nie. En elkeen van julle ook nie. Ons kan nie aanhou om onsself besig te hou met die dooie dade van die wêreld nie. Ons kan onsself nie aanhou besig hou met dooie gesprekke of dooie vriende of aanhou met dooie gewoontes nie. En verwag ons gaan die lewe en die ewige lewe ontdek nie. Dis tyd dat ons ontslaa raak van die dooie mens. Dis tyd dat ons ontslaa raak van die dooie gewoontes en die dooie gewig wat ons vashou.
Jy besef dit dalk nie. En hier is die hartseer daarvan. Dis eers wanneer die Here jou vrygemaak het, wat jy besef, die dooie gewig wat jy rondgedraai het. Hoor julle wat ek sê? As jy vanoggend hier sit, en jy het nog nie besef, dat daar 'n gewig van jou skouers afgehaal is nie, en jy het nog nie besef, dat jy vrygemaak is nie, dan wil ek vir jou sê, dan het jy nog iets waarvan jy vrygemaak moet word. Want wanneer daai gewig af is, kan ons dit tasbaar voel. Sien, ons moet begin leef, asof ons die lewende een op lewende plekke soek. Kolossense 3 vers 2 en 3 sê, bedink die dinge daarbo en nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis waar jy lewe gaan begin soek. As ek my denke van hierdie aardse dinge afvat en hierdie aardse bevrediging en alles wat ek hier op aarde kan kry wat vir my net 'n bietjie lewe gaan gee. As ek my gedagtes van dit afhaal en ek sit dit op die een daarbo en ek besef maar daar is die ewige lewe. Dan gaan ek besef soos wat die vers verder sê dat ek het gesterf en my lewe is nou weggesteek in God. Dis waar ek lewe kry. Is in sy teenwoordigheid. Is in sy huis, in sy liggaam. Dis waar daar lewe is. Sien, Paulus het iets hiervan besef, 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 20. Hy sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op soos gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy begin hierdie vers hier om te sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan. Ek wil nie vanoggend net met die Eklesia gemeente praat nie. Ek wil met elke persoon wat iewers al te hore gekom het van Jesus Christus. Wat iewers te al hom ingenooi het in hulle lewens, en ek wil met jou praat vanoggend. As jy hom aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dan kan jy nie verder aangaan nie. Die ou dinge is verby. Dit moet stop. Dit moet eind kry. Want hy het jou nuut gemaak. Dis amper asof jy moet gaan vir 'n nuwe ID, 'n nuwe paspoort. Alles nuut. Want jy kan nie meer vashou aan die ou persoon nie. As jy kyk, hulle het nuut geword en dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het. Dit het gebeur die dag toe jy God aanneem, die dag toe jy Jesus aanneem. Maar dit word eers vir jou waar, daai dag. En jy moet by God uitkom. Dis wanneer jy die dooie binne in jou laat sterf. En dan hier aan die einde sê hy, ons tree dan op soos gesandte ter wille van Christus. Nou vir ek wat redelik jonger is, was die woord gesandte so 'n bietjie vreemd in die begin. En as jou ID-nommer met 'n 0 begin, dan is dit 10-10-1 vir jou ook 'n baie groot woord. Maar dit beteken eintlik nou maar net 'n verteenwoordiger van Christus. 'n Ambassadeur. Jy is die uitbeelding van Jesus Christus. Tree op soos iemand wat Christus uitbeeld. Amen. En ek is jammer as ek bietjie naby aan die huis slaan vanoggend, want die Here naby aan my hart ook kom slaan. En ek wil hierdie vir jou vra vanoggend, kan jy jou optrede versoen met Jesus Christus?
So ek het reg rondom ons die naweek gehoor en ek en Larusha daaroor gepraat. Dis Paasnaweek. Dis 'n heilige naweek. Maar reg rondom jou hoor jy en ek jok nie vir julle nie, dis 3-4 uur die oggend. Dan hoor jy die kar sukkel daar in die driveway in. Dis die tipe optrede wat jy nie kan versoen met Jesus Christus nie. Jy kan nie sê die twee sit langs mekaar en dis oukei nie. Kan jy vanoggend jou optrede, nie net die naweek nie, kan jy jou optrede oor die algemeen, kan jy dit langs Jesus Christus sit en sê, dit is 'n voorbeeld? As jy nie kan nie, is dit tyd dat jy daai dooie mens, daai dooie gewoontes afsterf. Want hier is die ding wat jy moet besef vanoggend. En hier is wat ek wil hê, jy moet saamvat as jy van hier af uitgaan. Dus besef jy dat Jesus in en deur jou woon. Dat hy in en deur jou werk. Galasiërs 2:20 en ons het Vrydag ook daaroor gepraat. Die skrywer Paulus sê, ek leef nie meer nie. Ek het dood gegaan. Ek het gesterf. Die ou ek is verby. Ek het nie meer my eie gewoontes nie. Ek het nie meer my eie wil nie. Ek het nie meer my eie planne nie. Ek het gesterf. Het jy al op daai punt gekom waar jy gesê het, ek het gesterf? Want as jy nie het nie, moet jy. Het ek al daai ander gewoontes afgelê? En ek wil hier net ook 'n sterretjie insit. Ek sit myself altyd in julle skoene en as ek nou daar gesit het en dit gehoor het, hoe sou ek gevoel het? Ek sou gedink het, ek het baie werk. En is dalk bietjie baie vir my om dit nou te doen, so ek gaan nou net hier die kanaal oopmaak sodat dit in en uit. Ek druk jou een oor toe, dat dit ingaan en bly. Die afsterwing vind nie baie vinnig plaas nie. Party mense kry dit reg. Party mense word deur die Here aangeraak vanaand en môreoggend is hy 'n hele ander mens. Maar as jy nog meer mens was soos wat ek was, dan kom dit maar met tyd. Is nie 'n skielike dood nie. Dis soms bietjie lank en uitgerek. Dis 'n proses van heiligmaking. Dis om elke dag te besef dat ek is nog nie waar ek moet wees nie, maar ek is op pad. En die Here vat my en die Here help my en elke dag kan ek net nog 'n bietjie afsterf en elke dag kan ek net nog 'n gewoonte laat neerlê. Elke dag kan ek nog beter wees. Moenie in die groot probleem vaskyk en sê, ag Here, dis te veel, ek gaan nooit daarby uitkom nie. Ek sal maar in die agterste ry in die hemel sit, dis oukei. Nee. Ek weet ons bid altyd, Here, maak ons net tevrede. En dis oukei as jy dit wil bid en jy bid dit opreg. Maar ek wil teen hierdie gevoel, hierdie gees van tevredenheid bid vanoggend. Dat ons nie meer tevrede sal wees met waar ons is nie. Nie meer tevrede sal wees met die ou gewoontes, nie meer tevrede met ons sondige gewoontes nie. Dat ons nie tevrede sal wees met waar ons is nie, maar altyd sal soek vir nog 'n dieper verhouding met hom. Nog 'n heiliger lewe. En mag ons ore en oë oop wees vir die mense wie God bereik en gebruik om met ons te praat daaroor. Want hier is die probleem. Ek moet nou dink, wie kan ek nou gebruik as 'n voorbeeld? Kom ek gebruik vir GT en Bertie. As ek vir GT en Bertie moes sê, hoor hierso, die landswet sê, 'n motorfiets bly op 2 wiele. 2. Ek soek julle nie in die strate op 1 nie.
Baie keer loop mense ons so op met dinge wat fout is in ons lewe, en die eerste ding wat ek wil doen is, ek wil vir hom sê, ek sal vir jou wys, ek sal op geen wiele ry nie. Ek sal albei in die lug hou dan. Kom ons nou, wie is jy om vir my te kom sê ek is verkeerd? Dalk moet jy net jou hart stil maak en vir die Gees agter die stem luister. Wat vir jou wil kom sê, ek wil hê jy moet hierdie sondige natuur neerlê. Ek wil hê jy moet hieraan werk. Ek het nodig dat jy die stem van die Heilige Gees hoor in hierdie situasie. Kan ons ophou om wat's oordeel? Kan ons ophou om offense te vat, aanstoot wanneer mense met ons praat? As jy daar sit en jy's in so 'n gesprek waar iemand met jou kom praat het en jy besef in jou binneste, maar dis nou hoegenaamd nie iets waarmee ek sukkel nie. Dan moet jy dalk ook besef, dalk moet ek net die voorbeeld wat ek uitstraal, beter uitstraal. As iemand met jou kom praat oor jou humeur, en jy weet jy het nie 'n baie groot humeur nie, jy is eintlik maar 'n rustige mens, besef net dat jy dalk moet werk aan die uitdrukking op jou gesig. Verstaan julle die konsep? Wees altyd oop vir die Heilige Gees om met jou te praat deur iemand. Sien, want ons leef nie meer nie, maar Christus lewe in ons. Mag ons vanoggend besef wat dit beteken dat Christus leef in jou. Dit beteken dat daar waar ek my voete gebruik om my heen te vat, daar's Christus saam met my. En die gesprekke wat ek met mense het, is Jesus Christus besig om saam met my te praat. En wat ook al ek eet, is Jesus Christus besig om saam met my te eet. En wat ook al ek drink, is Jesus Christus besig om saam met my te drink, want hy leef in en deur my. En ek kan nie aanhou om hom bloot te stel in die dinge waarmee hy nie versoen mee kan word nie. Kan nie aangaan met dit nie. Die lewe wat ek nou op aarde leef ek deur geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het en deur in my plek te sterf. Mag daai dankbaarheid in jou hart vanoggend plek vind. Dat nie net leef hy in jou en leef hy deur jou en dat jy nou die geloof het om deur hom te kan leef nie. Nie net het hy jou gered nie, nie net het hy vir jou sonde betaal nie, maar hy het jou plek aan die kruis gevat. Hy het jou plek in die graf ingeneem, sodat jy sy plek in die opstanding kon inneem. Amen. Sien, dit waarmee jy jouself ophou, waarmee jy jouself besig hou jy Jesus ook mee besig. En ek wil afsluit hiermee. En ek weet, dit klink ernstig. En ek wil nie raas nie. Ek besef soms hierso dat ek jonger is as meeste van julle. En ek wil nie raas nie en ek wil nie fight nie. Maar dis letterlik 'n saak van lewe en dood. Ons kan nie hierdie ding nie ernstig opvat nie. Ek kan nie van hier af huis toe gaan en besef dat dit is seker nou maar okay. Die Here sal nog met my werk en eendag sal ek beter wees. Eendag sal ek stop. Nee. Dis 'n saak van lewe en dood. Jy gaan moet kies, gaan jy aanhou om lewe te gaan soek op dooie plekke of gaan jy begin om lewe te soek by die een wat die ewige lewe gee? Ons het Vrydag aand in God se teenwoordigheid soveel mooi dinge beleef. En die Here was vir ons so goed en hy was vir ons so getrou gewees. En ons gaan vanoggend weer
aan die nagmaaltafel as gemeente saam. En ek wil jou vanoggend vra, en die mense wat ons gaan help met die nagmaal, nee, ons gaan dit anders te omdoen. Ons gaan nou lekker sagte musiek opsit. En soos wat jy gelei voel om vir jou en jou gesin, of vir jou alleen, te kom nagmaal kry, wil ek hê, jy moet vir 'n oomblik net vir jouself dink, waar is ek besig om my lewe te soek? Waar is ek besig om my tevredenheid te soek? Die vervulling van hierdie vlees. Want as dit by enige ander plek as Jesus Christus is, kan ek vir jou sê, is jy besig met dooie goed. As dit enige ander plek is as by God, dan is jy besig om die dooie na te jaag. Mag elkeen van ons vanoggend besef, dat dit is hier waar ons gaan lewe kry. Ons gaan na die diens, en ek wil julle uitnooi. Ons gaan weer die stasies vir julle beskikbaar maak na die diens. As jy voel jy die behoefte vanoggend om iemand, 'n geliefde se voete te was, sal ons vir jou die stasies reg kry, dat jy kan kom sê, kom sit, ek voel ek het nodig om jou voete te was. As jy saam met jou gesin weer 'n keer wil nagmaal gebruik, die woord sê gebruik dit so dikwels as wat jy kan. As jy 'n tweede keer dit weer saam met jou gesin wil kom doen, of saam met iemand, kom gebruik weer nagmaal. As jy voel, jy het nodig dat die Here jou gaan salf, ons intercessor sal hier wees om saam met jou te bid en jou te salf. As jy voel, jy het nodig dat die Heilige Gees jou bekragtig, of jy het nodig dat jou liggaam aangeraak word, kom, laat ons vir jou bid en laat ons jou salf. En as jy nodig het om te sê, Here, ek het laste wat ek by die kruis wil gaan neerlê. Ek het laste wat ek wil neerlê, liewe Heer, sodat ek my kruis kan opneem en U volg, sodat ek kan ontslaa raak van hierdie dooie gewig, dan wil ek jou uitnooi, hier's pen en papier en 'n duimspyker. Kom los dit by die kruis. Skryf dit neer. Amen. So ek gaan nou vir ons afsluit. En dan wil ek vir jou sê, jy is welkom om, soos wat die Here jou lei, dan te gaan as jy wil gaan. Maar ek gaan nie die diens weer afsluit later nie. Want ek wil kans gee vir die mense wat hierdie tafel en hierdie geleenthede ernstig wil vat, dat hulle die geleentheid het om dit te doen. So kom ons sit net so, ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, vanoggend is ons regtig so dankbaar vir wat U aan die kruis gedoen het. Ons is so dankbaar, Here, dat U bloed gestort het, sodat ons vrygekoop en vergewe kan word van ons sondes. Here, maar vanoggend, veral vanoggend, is ons so spesiaal dankbaar vir die graf wat leeg is. Vir die feit dat U opgestaan het, vir die feit dat U leef, en vir die feit dat U ons lewend maak deur U Gees, dat U ons uit die dode uit opwerk, sodat ons saam met U kan leef. Here, my gebed is dat U elkeen vanoggend hier weer lewend sal maak. Dat U elkeen vanoggend hier weer sal oprig en opwek om weer te lewe in en deur U. Here, so baie dankie dat U die dood oorwin het, sodat ons weer lewe by U kan kry. Dankie vir U goedheid en U liefde. Amen en amen.